Dis so 4:30 vanoggend. Ons is op pad na die plaas Pilien toe, die Grey-distrik. Pilien lê heel agter, heel bo op die Witteberge. Ek dink die al average hoogte van die plaas is bo 1800 meter bo seespieël. So ons verwag baie lekker, mooi, diep sneeu. Dit gaan vir ons 'n paar challenges gee vir die jag, maar dit behoort 'n lekker dag te wees, dit behoort 'n mooi dag te wees en ons sien verskriklik uit na die jag vandag. Môre julle. Ek het net by Gideon gehoor ons gaan vandag op die jag. Dis die eerste keer wat ek McNabb doen, so wonderlike opportunity om hierdie jag te doen. Die sneeu gaan ons seker 'n bietjie vashou en so, maar ek dink dit is nie die slegste ding om te doen nie. Nog nie regtig aan sneeu gejag nie, so iets wat ek nou kan aanleer en hopelik kry ons alles wat ons moet kry. My handskoene is selfs koud binne. Ek dink hier is hoe dit moet werk nie, maar ja. So, wat ons gaan doen is ons nou hier naby die randjie kom. En Gideon het gesê ons gaan hom agtervolg bo oor die berg. Bene is nie heeltemal gewoon, die cricketveld is redelik plat. Hierdie berg is nie heeltemal presies dieselfde as 'n cricketveld nie. Alhoewel my ons fiksheid sal sê, dis net die beste oefening wat ek kon gedoen het. Ja, ons rus net nou so 'n bietjie, anders dan gaan ons nie hierdie geweer vasgehou kry as ons ekstra 'n boksie nie. So hopelik as ons aan die ander kant van hierdie knoppie kom, is dit dan 'n bietjie platter en dan kan ons 'n skoot of toe inkry. Ek dink hy lieg. My naam is Tenzing Norgay, dis Edmund Hillary, daar is Everest, ek sien julle bo. Elke man vir homself. Okay, so 20:09 nou. Ons het vanoggend vroeg gebok gekry, ram teen die berg. Gideon het ons gehelp om die agterkant buite te stop. En selfe ribbokram gekry so 'n uur en 'n half later. En gelukkig is die eerste skoot raak gewees, so hy kon nie te ver wegkom nie. En ons gaan hom nou haal en kyk hoe lyk hy. Glad nie gat in die boksie. Gideon kom sit. Wag, man wat jag met arme geweer en het nou net teruggevang. Dan dink ek het hom dus op 'n klip gegooi of iets. Ja, 'n klip hier bo van die berg af. Sy. Ons het besluit om nie Everest te klim nie en eerder 'n rooi ribbokramme in die Oos-Kaapse berge te skiet. Ek moet vir Cliff hierdie eergister is 'n skitterende shot gewees. So in die sonne met 'n teleskoop is nooit 'n maklike skoot nie. Die bok het ons gesien en begin vlieg. So 'n bietjie onder druk gesit. Maar oor die afstand en so is dit goed. Lyk my is hier regs bo die oor in en bo deur die brein. So dit is 'n goeie werk. Ons het ons 1 uit 3. One down, 2 to go. Nog een, thanks Peter. Ek gaan in met die pad. Ek gaan met die sneeu stap. Dan gaan ons tot hier bo in die kraaltjie. Ja, dan as ons by die kraal niks te kry het nie, dan gaan ons daai rif. Dan loop ons deur veral weer in daai bosse is hulle daar. Maar soos jy sien hierso, dis hulle plek hier. Dis 'n ander ding, hulle moet in die lug kom, hè. Moet in die lug wees.
As hulle nie eens nie, dan gooi ons met 'n klip tot hulle in die lig is. Pas op. Pas op. Maar dis nie maar in elk geval die kant om nie. Jong, Gaan hulle weg. Dis by die kant en dis by die kant. Nou, as ons voel hier. Lukas, as hulle Ek is net bang vir een ding, is as hulle oorgaan. dis hoekom ek Dan sê. val hy weer ver af. So, ek dink Lukas, dalk moet ons sommer reguit so stap. Hier's baie, hoor hoe baie hulle. Dis hulle daai. Jy loop net onderkant dit. Lukas, ek dink is beter dat ons by die kant begin. As hulle vlieg, laat hulle hierdie kant toe vlieg. Skiet raak. Maar dis doen dan. Glo Nee, my. geen pressure nie. Loop jy aan ons linkerkant. Ons gaan regs van jou loop. Okay. Dat as jy, hulle gaan 10 teen in die kant toe vlieg. Hoopelik vlieg hulle bietjie in die wind en dan is hulle stadiger en ons hulle beweeg die kant toe. Dis beter. Ons loop almal kan saamloop. Julle kan aan ons regterkant te loop. Loop ons reguit so, dan begin ons in hierdie lang takke en dan werk ons daai randjie. Ek en Lukas sal verby jou kom of Lukas bly jy net so bietjie links onderkant. As ons hier stap, bly jy net bietjie links. Dan gaan ons so om. Hier's hulle. En hulle is Wat sê? soos 'n jong patruishaantjie as ek kyk na sy spur op sy agtervoet. Daai ding groei nogal lank soos hulle groter word. Maar maak nie saak van die size nie. Een het, dan is jy 'n derde nader aan jou McNab. Op die einde van die dag is dit al waar dit gaan. So goeie werk. Ja, let ons maak werk. So daar onder begin hulle hoor skree. Eerste klomp daai bos uit geflash daaronder, helfte die kant toe, helfte daai kant toe, 'n paar skote getraai net om die oog in te kry. En toe die oog nou in is die bo. Toe suffer hierdie ene. Maar goeie werk. Paar skote reken jy, 2 magasyne. Nou nie dit vir die kamera te sien nie. Hy slit edit. Hulle jok nooit. Nee. Nee. Okay. Ja. Ja. The water froze. The water froze in the bowl and it cracked the toilet. In the house. Listen, when I moved here in summer and I thought, yeah, this place is magic. Eh? It's gorgeous, it's beautiful. Eh? And then you hit winter, -15. Pipes unfreeze at 6 o'clock the next night. So it's like just in time to have a shower, your pipes unfreeze. Die patruis in die bok is nou geskiet. Blykbaar in die verlede hoe die McNab gewerk het is jy het van die bokshare en die patruis se vere gebruik om jou eie vliegie te maak. So ons is nou besig om te kyk of ons eie vliegie gemaak kan kry en dan ons eie forel daarmee kan vang. Ek het geen idee om hierdie goeie te doen nie. So julle sal sien ek sit hierso in 'n toeskouende hoedanigheid en kyk hoe die mense dit doen wat eintlik weet hoe om hierdie goeie te doen. En ons later sal julle sê of dit gewerk het of nie. Keep going with this one over here. There's no way to think. I think you want to other people. Right. Let's see. Ek het my vis gevang. Maak nie saak hoe groot hy is nie. Hy's gevang. Teken ek het my knip gedoen. Daar is 'n tweer. Teken ons kan die springbokke gaan kyk. Kan ek probeer om nog 'n groter een te vang. Alright.
Ons het vroeër gepraat oor die McNab vlieg wat ons wou gemaak het. Hierdie is die McNab vlieg, dis die patruisvere en die ribbelkrab se tare. En as my gids reg is hierdie die eerste forel wat met 'n opregte McNab vlieg gevang is. Wat jy gemaak het van die bok hare en die patruis wat jy geskiet het. So hopelik kan ons hierdie vlieg verder gebruik af in die stroom en kyk of ons nog 'n paar kan vang. Baie goed.